Goeiedag en baie welkom aan jou wat ingeskakel is op hierdie aanlyn diens. Dis lydenstyd in ons kerk en ek bid dat jy tog ook in hierdie tyd so bietjie stadiger sal beweeg in jou lewe. Dat jy tyd sal maak vir afsondering en regtig stil word alleen saam met Jesus. Om hom opnuut raak te sien in jou lewe en op hom te fokus. Dit is juis ook ons fokus in hierdie week van lydenstyd in NG Klerksdorp Doringkruin op ons woestynreis saam met Jesus. Stilte en afsondering. Stilte en afsondering. Mag hierdie ontmoeting vir jou iets beteken op jou geloofsreis saam met Jesus. Kom, raak saam met my stil, net daar waar jy voor die Here is. Kom, ons word so bietjie stil voor die Here. Here Jesus, in hierdie lydenstyd kom ek 'n bietjie stadiger na U toe. Die wêreld daar buite leer my om nog meer te versamel, nog meer bymekaar te maak, meer te hê en selfs meer te word. Maar Here, U roep my na 'n ander pad. Die pad van eenvoud. Die pad van afstand doen van dinge, loslaat van dinge wat oorbodig is in my lewe oorheers. Ja, die pad van 'n hart wat vry is in U. Een van ons teksgedeeltes in hierdie geleentheid, Matteus 6 vers 21 sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Asseblief Here, wys ons elkeen dan presies waar ons skat regtig lê. Stap U pad met elkeen van ons in hierdie geleentheid. Here, U is inderdaad die enigste, ware, lewende, drie-enige God van die heelal. U is Vader, Seun en Heilige Gees, ons een en enigste Here. Amen. Hierdie drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die God wat jou verskriklik liefhet en regtig vir jou omgee. Die God aan wie jou hele lewe in oorgawe behoort. Hierdie God groet jou opnuut en seën jou opnuut met sy liefde, genade en vrede in oorvloed. Ons gesels in hierdie geleentheid oor die woestyn as plek van selfondersoek. Die woestyn as plek van selfondersoek, plek van loslaat van dinge, afstand doen van dinge en fokus op God. Ons kyk na twee teksgedeeltes in die 83 vertaling van die Bybel. Dit is Matteus 6 vers 19 tot 24 en dan net een enkele vers, Markus 10 vers 21. Jy is nou baie welkom om dit sommer saam met my op die skerm te volg. Matteus 6 vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê
en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En dan sê Markus 10 vers 21, Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hoor net hoe mooi stel die boodskapvertaling ons eerste teksgedeelte, Matteus 6 vanaf vers 19 tot 24. Hou op om van die oggend tot die aand agter geld aan te hardloop. Niks hou hier vir altyd nie. Diewe breek oral in en steel. Motte en goggas vreet alles op en ouderdom laat dinge vergaan. Maak eerder vir julle 'n bankrekening daar by God in die hemel oop. Geen dief kan ooit daar inbreek om iets te probeer steel nie. Die dinge waarmee jy nou van vroeg tot laat besig is, sê wat die belangrikste in jou lewe is. Jou lewe wys waar jy jou rekening oopgemaak het. As jy hemelse skatte wil opgaar, sorg dan dat jy jou oë deur die Here laat instel, sodat jy op die regte manier daarmee kan kyk. Jou oë is soos 'n lig. As jy op die regte manier daarmee kyk, maak dit alles in jou lewe helder. Maar as jy jou oë nie deur God laat instel nie, maak jou oë jou hele lewe pikdonker. As daar geen goddelike lig in jou lewe skyn nie, is dit regtig nag binne in jou. Niemand kan vir twee baase werk nie. Jy sal lojaal teenoor een wees en die ander een afskeep. Moet daarom nie eens daaraan dink om God en die geldgod saam te probeer dien nie. Jy moet kies in wie se diens jy wil staan. Pragtig, nê? Baie mooi uitdrukking in die boodskapvertaling. Lydenstyd is 'n tyd waarin die kerk tog stadiger loop. Stadiger loop saam met Jesus op pad na die kruis. Ja, lydenstyd is 'n tyd van selfondersoek, 'n tyd van afstanddoening, van loslaat van dinge wat nie in jou lewe hoort nie, en nuwe fokus op Jesus. In hierdie lydensweek waarin ons nou is, of waarin ons gaan hierdie week, leer ons dan die woestyn, die wildernis ken as 'n plek van selfverloning. Selfverloning. Een van die groot temas in lydenstyd is afstanddoening, om dinge te laat los in jou lewe wat nie hoort in jou lewe nie. Om met ander woorde sekere dinge in jou lewe prys te gee, ja, sodat ons hart vryer en meer oop kan wees vir Jesus. Die eerste belangrike ding wat ons eerste teks, Matteus 6, vanaf vers 19 tot 21 op ons harte druk is, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Jesus praat in hierdie skrifgedeelte vir 'n baie groot gedeelte oor geld en besittings. En Jesus se oproep is aanhoudend aan ons as sy volgelinge om ons lewens te vereenvoudig. Eenvoud is vir Jesus baie belangrik. Jesus sê uit
uitdruklik hier in Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons dink baie kere, ons harte bepaal ons skatte. Maar Jesus leer eintlik die teenoorgestelde, en dit is, ons harte volg ons skatte. As jou skat byvoorbeeld sekuriteit is, volg jou hart veiligheid. As jou skat in geld lê, sal jou hart altyd geld volg. As jou hart byvoorbeeld, of as jou skat byvoorbeeld in status lê, sal jou hart altyd erkenning volg. En so kan ons aangaan. So kan daar nog baie ander dinge wees waar jou skat is en wat jou lewe uiteindelik totaal en al oorheers en Jesus se plek in jou lewe verdring. Hierdie skatte kan baie maklik afgode in 'n mens se lewe word. Martin Luther beskryf dan ook in hierdie verband afgode as al daardie dinge wat aan jou hart vaskleef, waarop jy jou vertroue plaas. Dit raak met ander woorde dan jou God, om dit so te stel, jou funksionerende redder. Maar wanneer Jesus ons grootste skat raak, begin ons hart hom volg en is hy ons enigste God en ware redder. So vriende, liewe geloofsfamilie, lydenstyd nooi ons elkeen, spesifiek in hierdie lydensweek wat voor ons lê, om in die woestyn, ja, daar in ons alleen tyd saam met Jesus, jouself eerlik af te vra, maar wat besit my hart? Nie net, wat besit ek nie, wat is al my besittings nie, maar wat besit my? Wat oorheers met ander woorde my hele lewe? Selfverloning beteken dan om te erken dat daar dinge is waaraan ons harte vasgehaak het en om dit dan nou weer in Jesus se hande te sit, dit vir hom te gee om dit weg te vat en te verwyder uit jou lewe uit. Selfverloning beteken dan nie net om iets prys te gee nie. Nee. Dit beteken om Jesus weer my grootste skat te maak. Die eerste prioriteit in my lewe. In die tweede plek druk ons eerste teks, Matteus 6, vers 22 en 23, die belangrikheid van 'n eenvoudige, gefokusde lewe op ons harte. 'n eenvoudige en gefokusde lewe. Jesus sê hier in ons teks, Matteus 6 vers 22, die lamp van die liggaam is die oog. 'n gesonde oog beteken onverdeelde fokus. Jy en ek leef egter in 'n wêreld wat ons aandag voortdurend verdeel met nog meer besittings, nog meer sukses, nog meer sekuriteite, nog meer dinge en goeders. Maar vriende, eenvoud bring lig. Eenvoud bring lig. Want eenvoud sê, ek hoef nie alles te hê nie. En ek hoef nie alles te beheer nie. En ek hoef nie alles te wees vir almal nie. Wanneer ons dan afstand doen, wanneer ons leer om dinge wat ons lewens oorheers en in die plek staan van Jesus
in ons lewens, wanneer ons leer om afstand te doen van daai dinge, begin ons weer helder sien. Eenvoud maak ruimte vir Jesus in ons lewens. In die derde plek druk Matteus 6 vers 24 op ons harte. Jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie vir twee baase tegelyk werk nie. Jesus sê reguit daar aan die einde van vers 24, julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou, Mammon beteken meer as net geld. Mammon beteken die mag van besittings en sekuriteit. Met ander woorde, materialisme. Een van die mees gevaarlikste aspekte van materialisme is hoe subtiel dit jou en my in sy mag kry en ons harte uiteindelik totaal en al oorheers. Dit neem God se plek in ons harte en lewens heeltemal weg. Mammon sê, versamel nog meer, maak nog meer bymekaar, dan sal jy veilig wees. Maar Jesus sê, nee, vertrou my, dan sal jy vry wees. Vriende, liewe geloofsfamilie, die waarheid is, alles wat ons besit, probeer uiteindelik om ons te besit. Daarom is afstanddoening, om dinge te laat los in ons lewens, nie verlies nie, maar bevryding. Wanneer ons onnodige, negatiewe, afbrekende dinge wat dikwels ons lewens oorheers en Jesus se plek in ons lewens verdring, wanneer ons daai dinge laat los, ontdek ons dat Jesus genoeg is, meer as genoeg. In die vierde en laaste plek fokus ons tweede teksgedeelte, Markus 10 vers 21, ons aandag op die liefdevolle uitnodiging van Jesus. In hierdie verhaal van die ryk jong man staan hier iets baie, baie spesiaal. Hier staan aan die begin van vers 21, Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry. So, nog voordat Jesus hierdie jong man versoek om alles wat hy besit te verkoop, kyk Jesus eers met liefde na hierdie ryk jong man. Jy sien, selfverloning begin dus nie met veroordeling. Nee, selfverloning begin met liefde. Jesus vra dus nie dat ons dinge moet laat los, omdat hy ons iets wil ontneem nie. Nee, Jesus vra dit, omdat hy ons iets beter wil gee. Jesus sê, kom, volg my. Volg my. Die doel van afstanddoening is nie net om iets te verloor nie, maar om iemand met 'n hoofletter, naamlik Jesus, te volg. So, lydenstyd herinner ons in die eerste plek, wanneer ons dinge laat los, wanneer ons afstand doen van daai dinge wat Jesus se plek in ons lewens verdring, raak ons harte ligter. In die tweede plek herinner lydenstyd ons, wanneer ons eenvoud kies, raak ons fokus op die regte dinge helderder, duideliker.
Ja, en in die derde plek, herinner lydenstyd ons, wanneer ons Jesus volg, ontdek ons dat hy self ons grootste skat is. Vriende, liewe NG Doringkruin geloofsfamilie, mag ons dan almal in hierdie lydenstyd die moed hê om die volgende gebed te bid. Here, asseblief, wys my wat ek moet laat los, waarvan ek moet afstand doen in my lewe. Ja, sodat my hart vryer kan wees net vir U, om U heelhartig te volg. Ja, wanneer Jesus mense roep om as sy disippels op te tree, roep hy hulle in die eerste plek om afstand te doen van daai dinge in hulle lewens wat Jesus se plek in hulle lewe verdring. Want alleen dan kan ons regtig gereed wees om uit te kom by dit wat hy vir ons wil aanbied, dit wat hy vir ons wil gee. So op hierdie punt wil ek graag nou vir jou ook geleentheid gee om daar waar jy jouself nou bevind, stil te raak voor die Here. Stil te raak voor die Here en vir hom te vra om vir jou nou uit te wys van watter dinge jy in jou lewe moet afstand doen. So, ek gee vir jou 'n stil geleentheid saam met Jesus. Ja, kom sorteer dit sommer nou uit voor die Here, net daar waar jy is. Amen. Wat besit regtig jou lewe? Mag Jesus die opperbevel in jou lewe voer. Mag Jesus die grootste skat in jou lewe wees en bly. Ervaar God die Vader se oneindige groot liefde vir jou. En God die Seun Jesus Christus se oneindige groot genade vir jou, in en deur die altyd oral alomteenwoordigheid van sy Gees, God die Heilige Gees, binne in jou. Amen. Maak nou my hart op, dat ek daarin kan woon. Vergewe my sonde en maak alles skoon. Ek wil graag U kind wees en rein voor U staan, opnuut weer gebore. Jesus nou aan, vervul nou my wese, die dors binne my, ek weet dat U luister, U spreek my nou vry, vernuwe my denke, verander my soos Jesus te wees. Neem nou my lewe, 'n offer aan U, heilige Here, aanneemlik vir U. Als wat ek is,
kom ek vir die gee. Wees jy nou die koning, wat in my hart regeer. Verval nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat die luister, die spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Verval nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat die luister, die spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees.